Wat 'n voorreg om op 'n Dinsdag saam met jou te kuier. Ek glo dat jy het een besonderse dag agter die rug. Hier by ons steek die wind op en ek het gesien vanmiddag in Frankfurt het dit oor die 60 mm gereën, storms en dakke wat afgewaai het en as jy in 'n area is waar jy deur storms was, ons bid saam met jou. Vir my, Pastoor Stef, baie lekker om vanaand saam met jou te kuier. En mag vanaand ook een van daai aande wees wat jy sommer net ervaar ook so die krag en die heerlikheid van die Here. En vir my is dit altyd baie lekker om saam met jou te kan kuier in die aande. En vanaand is weer een van daai aande wat ons sommer maar net in die teenwoordigheid van die Here kuier. En mag jy sommer maar net 'n groot seën uit sy hand uit ontvang. En ek sien nie by ons gaan ons binne die volgende uur heerlike reën kry. Maar hier waar ek bo in die ateljee sit, is dit baie warm. Ek sit hier met 'n handdoek en soos jy kan sien, ja, is ek besig om omtrent te sweet. Dis al my tweede hemp voor ek begin het, wat ek nou al aangetrek het. Maar nou ja, dit is die klimaat, dis immuniteit. Is baie lekker om saam met jou op TikTok te kuier en op Facebook en op YouTube. Mag vanaand vir jou 'n besonderse seën uit die hand van die Here uitwees. Jy sal vind ons nommer verskyn op die platforms, Renier en Lesia Pieterse en Karen Pieterse, hulle is op Facebook en op TikTok. Ja, is Elmarie Gous en sy sal my nommer altyd opsit en het is my altyd lekker om sommer maar net saam elkeen te kuier. Goeienaand oom Abri, baie lekker om jou weer vir 'n slag te sien en glo dat dit ook met jou goed gaan. Jy sal op TikTok ook sien, Ivan sit my nommer op, so tussen Elmarie en Ivan en Karen en jy weet op Facebook weet sal julle sien my nommer kom op en verskoon die klomp scammers. Ons kan ongelukkig op 'n live niks om te doen. Ons kan nou na die tyd afval. Al dis ek terwyl ek op die live is, kan dit afval, maar die span dit is bietjie moeilik. Nou ja, Renier en Karen op Facebook probeer alles en dan op TikTok. Ja, is dit ook maar 'n uitdaging. Vandag was 'n dag vir my wat jy weet ek werklik net kon stil word en dit is 'n voorreg dat ons op so 'n plek in ons lewe kan wees om tyd te kan hê om stil te kan word en op die Here te wag. En vanoggend vroeg terwyl ek besig was om al reeds my besprekings reg te kry vir volgende jaar, het ek gesit en ek het gedink oor jy weet, wat dink ek altyd vir myself en hoe tree ek teenoor myself op? En ek het tot die slotsom gekom dat ek is baie keer, jy weet, die ondergang as gevolg van selfdissipline wat ek toepas deur onnegatief te wees en oor myself, jy weet, en ek dink ons almal maar, jy weet, te vergeet die beloftes. En dan is ons geneig om dan negatief te raak. Ek sê gisteraand vir Karen, as ek dit en dit gedoen het, as ek dit weggegee het nie, as ek dit geskenk het nie, dan was ek nou al hier. En sy sê maar, weet jy wat liefie, nou is jou hande is oop om te gee, jou hande sal oop wees om te ontvang. Ek dink jy voel baie keer, soms ook, jy's op 'n plek wat jy het so baie gedoen, en natuurlik seën die Here elkeen van ons ryklik. Maar mens raak negatief soms. En vanaand wil ek jou kom bemoedig wat dalk so voel hier teen die einde van die maand wat met uitdagings sit. Mag die Here vanaand hierdie besonderse boodskap wat ek vanoggend juis oor dit gaan sit het en stil word het ek werklik waar uit my hart. Hierdie is een van daai boodskappe soos wat ek gisteraand gesê het, ek kan net nie anders, ek moet hierdie boodskap bedien. En vanoggend het ek gesit en ek het hierdie boodskap voorberei en ja, vat hom en geniet hom. Here, dankie vir hierdie vrou, hierdie man wat vanaand saam kuier. Here, hulle is kosbaar, hulle is waardevol en hulle behoort aan U. Here, hulle het uitdagings en hulle het moeilikhede, hulle het storms, siekte, finansiële druk,
werksdruk, familie, toes. Ag Here, ons kom met so baie goed na U toe kom. Maar deur alles is U vir ons goed. En vanaand wil ek dankie sê dat ek by hierdie man en hierdie vrou vanaand kan kom stil staan. Waar jy ook al is, in jou sitkamer, of dalk in jou bed, of in die eetkamer, dalk sit jy in jou voertuig, of dalk in jou motorhuis en luister, mag die woord gestalte neem in jou gees en in jou siel. Mag dit manifesteer, ook so vandag, en in hierdie seisoen van jou lewe, sodat hierdie woord kragtig kan manifesteer. In Jesus se naam. Amen. Nou ja, verander jou gesindheid oor jouself en ontdek die waarde wat God in jou gesit het. As ek en jy net kan vir 'n oomblik besef die waarde van sy godheid en sy koningskap en die autoriteit wat God vir jou en vir my gegee het, sal ek nie elke bende kan stormloop, sal ons elke storm kan trotseer. Daar is 'n spieël waarin miljoene mense elke dag kyk. Nie die glasspieël in jou badkamer nie. Dis daardie stem wat sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek sal nooit verander nie. Ek het al te veel foute in my lewe gemaak. Maar vandag wil ek by jou kom stil staan, ek wat Stef is, en ek wil jou kom vra, wie het daardie woorde in jou spieël geplaas? Hoor baie mooi. Wat ek wil vir jou sê, daardie beeld is 'n leuen as dit nie ooreenstem met wat God oor jou en my sê nie. God kyk nie na die vuilheid. Ek wil jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou nou sê. God kyk nie na die vuilheid van jou verlede nie. Hy sien die waarde van sy hande werk. Hy kyk nie na wat jy verloor het nie, Boeta, Sissa, hoor wat ek vanaand vir jou sien. Hy sien wat hy binne in jou geplaas het. Sy waarde het hy in jou geïnkorporeer. Hy het jou geskep met 'n doel. En die wêreld sê dalk moontlik vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Jou familie sê dit dalk vir jou. Jy het dalk gehoor in jou familie, in die besigheid. As 'n werker het iemand dit vir jou gesê. Dalk het jou vrou dit vir jou gesê, dalk het jou man dit vir jou gesê, dalk was dit 'n mislukte verhouding wat hierdie woorde uitgekom het. Vandag gaan ons praat oor iets wat jou lewe kan verander. Die wêreld sê, jy's nie genoeg nie, maar ek wil vanaand vir jou sê, die kruis sê, die kruis van Golgotha sê, jy is meer as genoeg. Vandag gaan ek en jy vanaand bietjie stil staan oor hoe kan ek my lewe verander en hoe gaan my lewe verander? Nie 'n nuwe loopbaan, nie 'n nuwe huis, nie 'n nuwe seisoen nie, maar 'n nuwe gesindheid oor wie jy is. Dit kan net by jou verander, by niemand anderste nie. Dalk sit jy hier en jy luister en jy's moontlik in 'n finansiële verknorsing. Jy sit met 'n werksaanbod en jy wil dalk verander van werk en jy voel dat jy tans in 'n situasie waar jy nie genoeg geld maak en jy wil uitklim en jy wil iets anders te gaan doen. Ek het gehoor, my ma vertel my vanmiddag van my een neef, hy het te werk, maar hy het nog 'n grasnydiens aan die kant en so het hy ekstra gedoen om en daar is soveel waarde in dit, dat hy het nie gaan sit nie, hy het 'n plan gemaak. En ek wil vanaand vir jou sê, ek wil hê jy moet hoor wat ek vanaand vir jou gesê, dit gaan nie oor 'n nuwe loopbaan, oor 'n nuwe huis en 'n nuwe vrou of 'n nuwe man nie, dit gaan oor vanaand om by 'n plek te kan kom, om my gesindheid oor jouself te kan verander, oor wie jy is. Ek weet nou nie wat het hier gebeur nie, verskoon my, dis die eerste keer in my lewe wat hierdie gebeur. Gekom het terwyl ek
op my live is. Luister vanaand en hoor die woord van die Here. Want wanneer jy begin sien wat God in jou gesit het, sal jy nooit ooit weer dieselfde wil dink oor jouself nie. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Ek maak net seker is die klank reg op Facebook, want gewoonlik as daar oproepe deurkom dan verander die klank. Jou gesindheid oor jouself. So vanaand wil ek jou nooi om jou denke oop te maak. Ek wil jou uitnooi om jou hart sag te maak en saam met my te sê, Here, verander my gesindheid oor myself en help my om die waarde te sien wat U in my gesit het. Romeine 12 kom en hy sê dit so mooi, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. So baie mense leef met 'n verkeerde gesindheid oor hulle self, en moontlik sit jy nou daar, dat jy in dinge is, en ek het dit Sondag gesê in Potgietersrus, jou omstandighede wat jy in sit, definieer nie wie jy is nie. Ons gaan deur dinge, maar dit is nie wie jy is nie. Ek is nie, jy sê dalk vanaand, baie mense leef met hierdie verkeerde gesindheid oor hulle self, wat hulle sê, ek is nie goed genoeg nie, ek is te oud, ek het te veel foute in my lewe gemaak, ek gaan dit nie maak nie, maar God kyk na jou soos mense nie na jou kyk nie. Hy sien in jou iets wat hy self in sy eie hande volgens Psalm 139 vers 4 gevorm het. En dit is jy meneer, dit is jy mevrou. Vandag wil God jou help om jou denke te verander sodat jy die waarde kan sien wat God reeds in jou geplaas het. Ek het 'n paar goed wat ek met jou wil deel. En die eerste punt wat ek vanaand vir jou wil sê, wat saam luister, is dat jy is nie wie mense sê jy is nie, jy is wie God sê jy is. En jy kan Jesaja 43 vers 1 gaan lees. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En ek wil vanaand vir jou sê, dit is vir my die mooiste om te kan besef dat ek is nie deur enige iemand geroep nie. God het my naam uitgeroep. En hy sê, ek het jou naam, ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. Daar's 'n prys vanaand vir jou betaal. Sien vanaand hoe mooi jy mekaar gewewe is. Sien vanaand jou kwaliteite, sien vanaand jou identiteit. Sien vanaand God se godheid in jou mensheid. Sien dit vanaand. Jou identiteit lê nie, meneer en mevrou. Boeta sis al luister, jou identiteit lê nie in jou foute en in jou verlede en in jou mislukkings en in mense se opinies nie. God noem jou sy kind. En as jy sy kind is jy sy erfgenaam. Jy is 'n geliefde. En wanneer jy begin praat soos God oor jou praat, begin jou lewe verander. En dalk moet ek en jy 'n paar toepassings maak. En eerstens wil ek hierby kom stil staan om vanaand vir jou te sê, begin elke dag deur te verklaar. Maak dit 'n toepassing. Ek is wie God sê ek is. Maak nie saak wat mense sê nie. Ek is waardevol. Ek is bemin en geskape, mooi geskape met 'n doel. Jy sal vind my nommer verskyn as dit dalk jou eerste keer is op ons platforms. Dan wil ek vir jou sê, stuur vir ons 'n WhatsApp en my preek van vanaand, my boodskapie, is in 'n preekformaat in PDF wat ek na die tyd op die groep gaan sit. En dan as jy op die groep is, my dagstukkies, my kort video's kom daarop, nie ons aanddienste nie.
dis te groot file om ook daarop te laai. So ek verstaan, ek dink jy kan verstaan dat jy kan na WhatsApp, jy kan na Facebook, jy kan na YouTube en jy kan na TikTok toe gaan. Die boodskappe is daar wat ek in die aande preek. Maar na 30 dae elke live verwyder Facebook, behalwe as dit gelaai is. So ek wil hê jy moet ek wil hê jy moet hoor vanaand en jy moenie mis. En jy moet dit in hierdie week wat voorlê, hierdie beloftes oor jou lewe vasgemaak. En dit wat jy oor jouself uitgespreek het wat dood was, ons spreek lewe. Kanselleer dit in Jesus se naam. Daar's 'n tweede punt wat ek vir jou wil sê vanaand. Die 7 punte, maar die tweede punt wat ek by wil kom stilstaan is om vir jou te sê, jy dra God se beeld en jy dra God se DNA. En hoekom sê ek dit? Want ek praat vanaand met jou oor jou gesindheid wat jy moet verander oor jouself en ontdek die waarde wat God in jou geplaas het. En dan by die tweede punt, kom ons by Genesis 1 wanneer hy sê in vers 27, God het die mens geskape na sy beeld. God het my geskape, het jou geskape na sy beeld. Nie na 'n mens nie, want die mens is in 'n sondige natuur en ek kyk vanaand na myself deur die oë van hoe Jesus na my kyk en die potensiaal en dit is wat ek en jy moet aankweek en dit is hoekom ek vanoggend so gesit het en elke punt noukeurig in my eie gees vasgemaak het en gesê het, Here, hierdie is my seisoen, hierdie is my termyn van oorwinning en van deurbraak, hierdie is my seisoen van genesing, ek vat genesing in Jesus se naam oor my eie lewe. Ek vat vanaand die voorspoed oor my eie lewe. Ek vat vanaand lewe oor my eie lewe. Ek vat u beeld en ek maak dit my beeld. Ek gaan van vandag af na myself kyk en oor myself, as ek vir myself oor myself met mense praat, gaan ek oorkom as 'n gesant van God. Gesien na my nommer verskyn deur die groep, daar skryf hom neer en dan kan jy maar net vir ons 'n WhatsApp stuur en ons laai op die groep. Jy is nie 'n fout of jy is nie 'n toeval nie. En jy hoor wat ek vir jou sê, jy dra God se beeld. Jy dra God se DNA. En nou mooi is dit wanneer ek Genesis 1:27 lees. Hy sê ek en jy, God het die mens na sy beeld geskaap. Ek is nie die fout. Ek is nie 'n fout of ek is nie per toeval nie. Ek is nie 'n fout of 'n toeval nie. En jy moet dit vanaand vir jouself sê. In jou lê die beeld van die Skepper self. Kreatiwiteit, sy krag, sy wysheid, sy liefde en potensiaal, Boeta. Ek hoop jy sien vanaand, want die vyand se strategie is om jou en my te laat vergeet wie ons is. En die duiwel wil jou identiteit van jou wegvat. Satan, Lucifer wil kom en hy wil op jou kom neerkyk en op jou trap en jou verslind en jou uitmekaar skiet. En moontlik sit jy nou en jy luister en jy sê, dit is van my huwelik, dit is van my finansies, dit is van my besigheid, dit is van my verhouding met my vrou, met my man, met my kinders, met familie en met kollegas is, dit is uitmekaar. En dan is ons geneig om in onsself in te wil kyk met 'n negatief en dan spreek ons dood en ons spreek negatief en vanaand moet ek kan myself sien uit die beeld van God geskape. En dit is die vyand se strategie om jou te laat vergeet wie jy is. Wanneer ons vergeet wie ons is die rede hoekom ons vergeet wie ons is, omdat ons na die storms kyk, omdat ons na die toestande kyk. Want hy vrees wie jy kan word,
Hoor wat ek vanaand vir jou sê, hy vrees dat jy kan word, as jy dit besef. Daarom is dit belangrik om dit te besef, ek is na sy beeld geskape. En hier's 'n praktiese illustrasie. 'n diamant wat in die modder lê, verloor nie sy waarde nie. Jou omstandighede bepaal nie jou waarde nie. Jou oorsprong bepaal dit. Ek hoop jy snap wat ek vir jou sê. Ek hoop vanaand, as hierdie boodskap klaar is, dat jy met ander oë jou gedagtes oor jouself en oor jou toestand gaan verander. Maak nie saak of jy 70 is nie. Dit maak nie saak of jy 43 of 46 of 33 of 28 of 19 is of 51 of 55 is nie. Jou omstandighede bepaal nie jou waarde nie. Jou oorsprong bepaal dit. En my en jou oorsprong, ons is geskape na sy beeld. Derdens, verander jou gesindheid en jou lewe sal volg. Ek hoop jy hoor wat ek sê, jou gesindheid. Praat oor jou gesindheid, oor wat jy oor jouself dink. En hoe dink ons oor onsself? Ons kyk gewoonlik die pad wat ons gestap het tot hier, en dan bepaal ons daaromtrent 'n waarde. Of 76. Verander jou gesindheid. En ek wil vanaand vir jou sê, dan sal jou lewe volg. Spreuke 23 vers 7, want soos hy in sy siel dink, so is hy. So wat doen dit? Jou denke vorm jou gesindheid, en jou gesindheid vorm jou bestemming. Kom aan, hoor jy wat ek vir jou sê? Jou denke vorm jou gesindheid, en jou gesindheid vorm jou bestemming. Jou gesindheid vorm jou bestemming, want my gesindheid gaan bepaal in watse rigting ek in gaan beweeg. En as jy glo jy's waardeloos, sal jy begin optree soos iemand sonder enige waarde. Maar as jy glo jy's God se meesterstuk, sal jy begin leef met 'n doel. Jy sal begin leef met geloof. Jy gaan begin leef in oorwinning. En net 'n toepassing vir jou. Begin dankbaar dink, eerder as om te kla oor wat jy nie het nie. Dank God vir wat jy wel het. Ek het agtergekom, dankbaarheid verander jou perspektief. Toe ek vanoggend sit, ek het dit nog nooit iewers gelees nie, so ek het vanoggend hierdie nog nooit iewers gelees nie. Ek glo vanaand die Heilige Gees het vanoggend met my gepraat om vanaand met jou te praat oor hierdie boodskap. En ek wil net iets rondom hierdie derde punt oor jou gesindheid wat moet verander en jou lewe sal volg. Wil ek net weer hierdie een punt uitbring. Verander jou, jy weet, jou denke vorm jou gesindheid. Wat dink jy? Wat dink jy oor jouself? Wat dink jy oor jou omstandighede? So wat ek vanaand vir jou sê, jou denke vorm jou gesindheid. En dis hoe mense optree.
As jy sien hoe mense praat en hoe mense leef, dan weet jy, dit is wat broei in hulle denke. En dan jou gesindheid vorm jou bestemming. Wat jy saai, sal jy maai. Voor ons is die evangelis met my klein handdoekie. Wel ek was handdoekies, as hulle so rondloop. Ek wil my verkyk aan hulle partykeer. Ai. Ag, Here is lief vir ons almal. Die 4de punt. Vernuwe God plaas, en luister wat ek vanaand vir jou sê. God plaas waarde in jou vir ander se seën. Wat sê ek vir jou? 2 Korintiërs 4 kom en hy sê in vers 7, ons het hierdie skat in kleipotte, sodat krag wat alles oortref van God mag wees, en nie van ons nie. Ek wonder of jy dit al geraak gelees het. Ons het hierdie skat, hoor wat sê 2 Korintiërs 4 vers 7, ons het hierdie skat in kleipotte, sodat die krag wat alles oortref van God mag wees, en nie van ons nie. So jy dra 'n skat binne in jou. Jy het gawes, dame, Boeta, wysheid, geloof, empatie, liefde. Jy het gawes vanaand. En God wil deur jou werk om ander te herstel waar? Op die markplein. Hoekom doen Stef dit elke aand? Want hy het 'n passie vir die markplein. Jy moet 'n passie ontwikkel vir mense wat verlore gaan. Jesus gaan nie terugkom tot almal dit nie gehoor het die woord nie. Wanneer jy jouself as waardeloos sien, hoor wat ek vanaand vir jou sê, beperk jy die vloei van God se krag deur jou lewe. Ek wil dit weer vir jou sê, wanneer jy jouself waardeloos sien. Ek weet nie wat het gebeur, dat jy so voel oor jouself nie. Maar wanneer jy so begin optree en dit begin glo, wil ek vanaand vir jou sê, beperk dit die vloei van God se krag deur jou. En daarom moet ek my denke vernuwe, daarom moet ek my gesindheid verander, daarom moet ek anders te kyk en ek moet optree vir 'n markplein. Ek los jou 'n toepassing en vanaand hierdie hele boodskap soos ek dit hierso bedien, gaan jy so oor 15-20 minute op WhatsApp kry. 'n Praktiese toepassing wat ek kan doen. Gebruik wat jy het. Al lyk dit vanaand min. God kan dit vermeerder soos hy 5 broodjies en 2 visse volgens Johannes 6. Soos daai weduwee se potjie olie en die meel. Ek wil vanaand vir jou sê, die bietjie wat jy het, staan op en gebruik dit. Dit wat jy, daar's nog iets in jou. Ek wil jy moet nog vir 1 ronde vanaand hoor, om op te kan staan, en nie die leuns te glo en te mis wat God vir jou instoor het nie. 5de punt. Laat God jou denke vernuwe deur sy woord. Ek wil vanaand vir jou sê, Filippense 4 sê dit so mooi in vers 8, hy sê, wat waar is, wat eerbaar is, wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, bedink, hy sê dit, bedink die dinge. Hy sê, bedink die dinge. So jou gedagtes moet deur die woord gevorm word, nie deur sosiale media, mense se kritiek nie. Ek kyk so baie keer op TikTok, weet jy hoeveel mense in die wêreld en jong mense pleeg selfmoord oor sosiale boelie? Op TikTok is dit niks snaaks dat hulle jou vloek nie.
Op TikTok sê hulle jou sleg. Op TikTok, op 'n live, sal hulle vir jou die slegste en die lelikste goed kan sê. Facebook is daarom so bietjie besny. Maar TikTok, Boeta, en weet jy wat die hartseer is? Dat die jong generasies kan nie druk hanteer nie. Hulle kan nie konflik hanteer nie. En daarom vind jy dat kinders wat geboelie word, tieners wat geboelie word, pleeg selfmoord. En ek moet vanaand besef dat, wat ek nou net vir jou gesê het, dat God wil jou vernuwe deur sy woord. En hierdie is so kosbaar en so sensitief. Jou gedagtes moet deur die woord gevorm word, nie deur wat mense sê op sosiale media nie. Ons glo so maklik wat mense van ons sê. En dan word ons stemme stil. Jy is dalk deur 'n egskeiding en jou stem het stil geword. Jy is afbetaal en jou stem het stil geword. Jy het seer gekry in 'n kerk en jou stem het stil geword. Jy het siek geword en jou stem het stil geword as 'n mens wees. Maar God wil vanaand vir jou sê om weer by die woord uit te kom, om by hom te kom stil sit, sodat jou denke vernuwe kan word, sodat jy nie gaan glo wat die mense op sosiale platforms van jou sê nie, mense se kritiek nie, of die vrees nie. Deur tyd in die woord te spandeer het ek agtergekom in my lewe, begin jy nader aan soos Christus te dink oor sake. Party mense kan amper sê ek nou uit die hoender uitruk. En dan staan ek en lag, want ek is al ver verby sekere stadiums in my lewe. Want in die Here het ek al groot geword in baie opsigte. In die Here en ek roem in God. Want in baie goed het ek al soveel dinge gesien en in baie vlakke het ek soveel aanslae beleef en ervaar in my lewe. Niemand kan my niks vertel van wat hierdie lewe kan doen aan 'n mens nie. Ek het daai pad gestap. Ek het amper 'n badge vir dit. Maar deur God het hy my gedra en daardeur het ek nader gekom. Ek het nooit dat hierdie verleenthede in die lewe en die aanslag my definieer nie. Ek het dit gebruik, die verleenthede het ek gebruik as 'n stepping stone om daardeur God te verheerlik. Omrede ek agtergekom het jare en jare gelede wie ek is in Christus Jesus. Vernuwe jou denke, bring genesing aan jou selfbeeld. As jy jou vernuwing, as jy jou denke vernuwe, bring dit vanaand vir jou genesing aan jou selfbeeld en rus aan jou siel. Dis kom ek hierdie denke moet vernuwe. Wanneer jy die denke vernuwe, gaan stres kwyn in die teenwoordigheid van God. Wanneer jy jou denke gaan vernuwe, gaan jy met ander oë na dinge kyk. Jy gaan anders te optree. En dan is daar 'n praktiese stap wat jy moet hoor vanaand. Begin elke dag ten minste 5 minute Bybel lees. 5 minute 'n dag 'n dankgebed doen. En stel jou denke in lyn met God se waarheid. En ek sê nie God se woord, ek sê met God se waarheid, want sy woord is die waarheid. Wanneer jy hierdie woord eet en drink, kan dit nie anders as om uit te kom deur jou lewenstyl nie. Deur jou lewenswandel, deur jou handel en jou wandel nie. Punt nommer 6, hoor wat ek vanaand vir jou sê, die waarde van jou lewe, die waarde van jou en my lewe is bepaal deur die prys wat vir jou en my betaal is. Daar's 'n prys vir jou betaal. Iemand het dood gegaan vir jou. Iemand het gesterf vir jou en vir my. 1 Petrus 1 sê in vers 18 en vers 19 nie met verganklike dinge, silwer of goud losgekoop nie, maar met die kosbare bloed van Christus. Ons moet God weer in ons huwelike inbring. Ons moet God weer in ons huisgesinne inbring. Ons moet God weer op die markplein bring. Ons moet vanaand besef dat hierin is waarde, daar's 'n prys betaal vir jou en my. En ons hanteer dit baie cheap.
Jesus het sy lewe gegee vir my, hy het sy lewe gegee vir jou, om jou te red, en dit wys jou waarde vanaand. Niemand betaal 'n hoë prys vir iets waardeloos nie. Jy betaal 'n prys vir die waarde daarvan. As daai kar R350.000 kos, die waarde van daai kar, jy betaal dit. Dit is sy waarde. En jy en ek is duur gekoop, en dis het jy ewige waarde in God se oë. Besef jy vanaand, hoor jy vanaand, niemand betaal 'n hoë prys vir iets waardeloos nie. Ek gaan nie vir iets R1 miljoen betaal as die waarde net R50.000 is nie. En dis die prys wat vir jou betaal is. En daarom wil ek vanaand hê jy moet jou gesindheid verander oor hoe jy oor jouself dink, en vanaand anders te begin dink oor jou situasie, en vanaand weer begin opstaan en glo in dit wat God in jou geplaas het. Sewende punt. En terwyl ek vanmiddag sit, ek is apteek toe, het ek oor my spar toe, en ek het gou gaan shampoo, en jy weet body lotion, en goedjies gaan koop, en terwyl ek in die rak staan met hierdie boodskap wat ek so pas geskryf het, toe kan ek terug huis toe, en toe plaas ek hier die laaste punt by, en leef met 'n nuwe gesindheid, en jy sal God se beloftes begin beleef. Want terwyl ek in die winkel is, toe kom hierdie vers by my op. Efesiërs 4 sê in vers 23 en 24, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En die nuwe mens moet aandoen wat na God geskape is. En toe kom ek en toe skryf ek, Stef, leef met 'n nuwe gesindheid. En jy sal God se beloftes in jou lewe begin beleef. En mag ek en jy uit Oktober in November maand ingaan met nuwe gesindheid. Luister, as jy jou denke verander, as jy jou denke verander jou woorde. En as jou woorde verander jou keuses. As jou woorde verander jou keuses. Ek gaan dit vir jou weer sê, as jy toelaat vanaand dat jou denke verander word, verander dit jou woorde, en jou woorde verander ook jou keuses, en as jou keuses verander, wat gebeur dan? Dan verander jou lewe. Dan verander jou lewe, dan verander jou en my toestand. Kom ek jy gepas dit toe, want begin elke dag met 'n geloofsverklaring. Ek is geseën, ek is vergewe, ek is bekwam, ek is waardevol in God se oë, in Jesus se naam. Ek wil saam jou bid. En ek wil dan daarna nog ietsie vir jou sê. Here, wat 'n voorreg dat ons vanaand saam kan wees. Ek dank U dat U ons gemaak het na U beeld. En ek bely saam met elke man en elke vrou op een of ander platform wat na hierdie boodskap luister, dat ons soms negatief oor onsself gedink het. Maar vandag kies ek om my gesindheid te verander. Here, vernuwe ons denke.
Here, help my, help ons om ons waarde te sien deur U oë. En laat my lewe 'n weerspieëling wees. 'n weerspieëling wees van U liefde, van U krag en U doel in my lewe. In Jesus se naam. Amen. As jy jou, luister, ek wil hiermee afsluit, as jy jou gesindheid gaan verander, gaan dit jou rigting ook verander. Hoor wat ek vir jou sê. As jy jou gesindheid gaan verander, of dit jou huwelik is, wat dalk nou in die moeilikheid is, oor jou finansies, oor jou besig, ek weet nie wat dit is nie. Maar as jy as man, jy as vrou, jou gesindheid gaan verander, want dit bepaal jou rigting. En wanneer jy jouself begin sien deur God se oë, man, oh man, sal jy en ek begin lewe volgens God se plan vir ons lewens. Jy is nie net 'n oorlewende nie. Jy oorleef nie net nie. Jy is 'n draer van God se heerlikheid. Hierdie was vir my besonders om hierdie boodskap met jou te deel. En ek gaan vanaand vir jou sê, ek glo hierdie boodskap gaan ek nog baie vorentoe met mense deel. Wanneer het iets wakker gemaak. Vandag was ek stil, vandag is ek stil. Ek het min woorde, ek is sprakeloos. Want ek besef wat God doen. Stap jy in daai oorwinning. Onthou, as jy nog nie op ons groepe is nie, my nommer verskyn op die verskillende platforms. Ek stuur hierdie boodskap nou na ons platforms toe, sodat jy dit kan gaan lees, sodat jy dit joune kan maak. En môreoggend is daar 'n dagstukkie uit. Ek het die woorde, onthou, elke dag se dagstukkie skryf ek met woorde, en ek komponeer dit met musiek, en dan sit ek daarby stemme by. Maar dat iets nou met my sagte ware gebeur, ek glo ek behoort dit teen môre uit te sorteer. Môre gaan dan nie sang wees, maar oormôre sal dit 2 wees. Maar ek wil vanaand vir jou sê, stap jy net in oorwinning, en verander dit hang van jou af. Jy bepaal die rigting wat jy gaan inslaan. Het is my lekker gewees om saam met te kuier. Hulle het gesê 9:00 kom die lekker reën, ek hoor die wind, slaap lekker. Kyk uit om môre saam met jou te kuier, so tussen 8 en 9. Onthou môre aand, dit is Woensdae aande, ons gebedsessies, ons aanlyn gebed. As jy enige gebedsversoeke het, stuur dit vir my op WhatsApp, en ek gaan môreoggend vroeg ook so 'n boodskapie plaas waar jy dit kan sit. Stuur dit, en deur die dag bid ek daaroor, en dan môre aand bid ons soos dit opkom op die platforms. Lekker gewees om saam met jou te kuier. Dankie vir elkeen van u wat my finansiëel hierdie aanlyn kerk ook ondersteun maandeliks. Jy weet wat hierdie aanlyn bediening bless. Die Here seën julle uit julle sokkies uit. En dan ook vir julle wat vir ons bid. Mag die Here jou ook ryklik seën. Lekker gewees om vanaand saam met te kuier. Onthou, ons beradingsentrum, jy weet as jy daarso op ons WhatsApp groepe is, daar is 'n nommer wat gestuur word, of daarop wat opkom, sou jy verlang om intense berading te wil hê, dan boek jy 'n sessie by die beradingsentrum. Maar ons aanlyn bediening, dit was lekker gewees vanaand om saam met julle te kuier, en ek kyk uit om môre aand, selfde tyd, saam met jou te kuier. Goedheid en guns, die Here seën.